Het jy al ooit gewonder hoe Google Maps dit kan regkry om presies vas te stel hoe laat jy by jou bestemming sal wees? Of hoe lank dit gaan vat as jy 120 km/h ry om 240 km ver te ry? Nou dis presies waar verhoudings en koers uitkom. Dit help ons om afstand, tyd en spoed te bereken om met kaarte te kan werk en vandag wys ons jou hoe maklik dit is om hierdie bewerkings te doen en hoekom jy megapunte kan maak in hierdie afdeling. In die vorige video het jy die teorie hanteer agter spoed, afstand en tyd en ons het gekyk na hoe die formule saamgestel word en soos beloof doen ons nou 'n paar bewerkings met spoed, afstand en tyd. So eerstens wil ek net net herinner die formule sê spoed is gelyk aan afstand gedeel deur tyd en ek het vir julle gewys dis natuurlik kilometer byvoorbeeld gedeel deur uur, so per uur. Nou wil ek net vir jou hier wys, daar's natuurlik 'n kort manier om dit te onthou. So ons kan net sê spoed is gelyk aan afstand gedeel deur tyd. So my spoed is gelyk aan my afstand gedeel deur my tyd, of my tyd is gelyk aan afstand gedeel deur my spoed, of my afstand is spoed mal tyd. So dis wat ons in die vorige video vasgestel het. So nou kyk ons 'n kar ry 240 km in 3 ure, teen watter spoed ry die kar? So die vraag is, wat is my spoed? So spoed weet ons 'n formule is gelyk aan afstand gedeel deur tyd. Dis hy. Okay, my spoed is gelyk aan my afstand gedeel deur tyd. So wat is die afstand wat hulle vir ons gee? Hulle sê vir ons 240 km. So 240 km gedeel deur in hoeveel ure? Hulle sê vir ons in 3 ure. So 3 ure. So my spoed is my afstand gedeel deur my tyd. So dit beteken hoe vinnig het ons gery? 240 gedeel deur 3 is 80 km per uur. So hier is waarskynlik 'n lorry of iets soos dit. Was redelik eenvoudig. So teen watter spoed ry die kar? So wat ons net uitgewerk het is letterlik eenvoudig net met ons formule spoed. OK, volgende enetjie. Voorbeeld, bereken die afstand. 'n Fietsryer ry teen 'n spoed, so hulle gee vir jou die spoed. So ek gaan net weer hier, net weer teruggaan, so spoed en afstand en tyd. 'n Fietsryer ry teen 'n spoed van 20 km per uur. So hulle gee vir ons die spoed vir 2.5 ure. Hoe ver? So hulle wil basies weet, wat is my afstand? So nou weet ek, okay, as ek afstand wil bereken, sê ek net afstand is gelyk aan spoed mal met tyd. Okay. Jy kan gaan skryf, ek gaan net die oorskryf. Jy kan, check dit met jou onderwyser, maar jy kan waarskynlik sê A is gelyk aan S mal T. Maar hoor net eers voordat jy dit sommer net doen. So afstand is gelyk aan spoed mal tyd. Wat is die spoed? Die fietsryer ry teen 20 km per uur mal 2.5 ure. So dis mal 2,5 ure. So 20 mal 2,5 is 50 km. Okay, 'n fietsryer ry teen daai spoed. Hoe ver het hy gery? Net weer groen gebruik. So dis ons vraag, hoe ver het hy gery? En dit is ons afstand in kilometer. Onthou jou eenhede, baie belangrik. Volgende een, bereken tyd. So ons kan of spoed of afstand of tyd en ons gaan altyd 2 van die 3 waardes hê om jou bewerking te doen. So laaste enetjie, spoed en tyd en afstand. Okay. Ek dink net daai A in die middel gaan sit. So 'n vliegtuig vlieg 800 km. Kom ons switch net weer na ons geeltjie toe. So hulle gee vir ons wat? Hulle gee vir ons die afstand. Ek gaan net hier vir ons geel merk wat ons kry teen 'n spoed van 400 km/h. So hulle gee vir ons die spoed. Hoe lank is die vraag? En dit is 'n vraag van tyd. So nou wil ons weet wat is ons tyd? En die formule is dan net tyd is gelyk aan, so ek soek my tyd en dan is dit gelyk aan afstand. Sien jy dat ek een gebruik wat aan die bokant van die driehoekie is.
So my afstand gedeel deur, ekskuus dat ek net daar my lineaaltjie my lyntjie uitkry. Afstand gedeel deur spoed. OK, en ons stel ons waardes in. So hulle gee vir ons afstand 800 km en hulle gee vir ons spoed van 400 km per uur. En dan wil ons weet wat is die tyd, hoe lank sal dit ons vat? 800 gedeel deur 400 is gelyk aan 2 ure. So dit was 'n vraag van tyd, hoe lank, en ons antwoord is 2 ure. OK, so in die volgende video gaan ons net 'n lekker gemengde probleem doen, waar hulle vir ons verskillende goed gee, spoed, afstand, tyd, en jy moet 'n paar bewerkings gaan doen, so dit is bietjie 'n kombinasie van oefeninge, bietjie moeiliker, so as jy daai wil kyk, klik op die link wat nou daar opkom, of op die thumbnail, en as jy hierdie video geniet het, like, subscribe en deel met jou vriende, en laat weet vir ons in die comments, waarmee jy dalk nog sukkel, of wat jou gunsteling deel van die video was. Geniet die volgende video.